caught in the streams of life, the pain and the sorrow. Ons kom aan die laaste gedeelte van redding en wedergeboorte en ons gaan met mekaar praat oor die nuwe verbond. Die ontstaan daarvan, hoe ons dit verstaan. Maar ons begin dan by die plek waar Jesus gebore word. En niemand hoef dit vir jou te herhaal nie, maar hy word gebore, let op, die bloedlyn situasie, nie deur die saad van 'n man nie. Interessant. So nou kom God se seun aarde toe. Soos ek verduidelik het, om vir ons die prototype te wees van hoe dit lyk, 'n mens met God in hom. En wat was sy funksie? Onthou nou, die Israelitiese verbond is, jy moet loop, en jy moet dit doen, en dit doen, en dit doen. En dan sal ek vir jou God wees. Onthou nou, God kan nie net daardie kontrak kanselleer nie. Hy moet hom vervul. So wat gebeur? Jesus vervul hom deur sy wandel op aarde. So sy wandel op aarde vervul hom. Die enigste probleem is natuurlik, ons almal glo Jesus is gebore, hy is gebore, want hy was hier, maar in Desember. Ag, ek is vreeslik jammer om jou kasteeltjie op te blaas, hy is nooit gebore in Desember nie. Ja, maar moenie worry nie, ons vier dit sy verjaarsdag, en ons doen nie dit, en ek weet nie wat ons nie. Ons sê dit in die skrif. Ja, maar dit maak nie saak, jy kan die enige dag hou. Okay. So toe Jesus vir die Jode dit so ingestel het, al die feeste, wat ons nie hoef te hou nie, al julle Afrikaanse Jode, ons hoef nie. Hoor net mooi, ons hoef nie. Want dit bring my nie nader aan Jesus nie. Dit bring my nader aan die wet. Sien? Want dan dink ek het alles reg gedoen. Luister mooi, jy ontvang niks uit reg te doen nie, jy ontvang dit deur geloof. Die outeur van geloof is Jesus Christus, deur die Heilige Gees se werking in jou hart. Grief die Heilige Gees, jy het 'n probleem. Maar wat nou belangrik is dit, ons wil nou oomblik net hier stil staan, terugspring na die begin toe, en as jy dit gemis het, moet jy nou weer terug gaan soontoe. Wat het in Eden gebeur? Gewoonlik as ek so die klasse so aanbied, en ek sê, wat het in Eden gebeur? En almal se gesiggie staan so op nommer 6. Jy weet hoe staan jou gesig op nommer 6? So. En dan weet ek, hulle het almal weer vergeet. Jy verstaan? Okay. Satan het 'n verbond met ons gesluit. Daai verbond het ons die reg gegee om beheer te neem. Daai verbond kan jy alleen verbreek deur te sterf. Dis absoluut kardinaal. So wat nou gebeur is Jesus moes gesterf het ten einde daardie verbond vir ons uit die weg te ruim. So toe hy sterf, moet ek jou nou vertel, hier daag hy op in die hel. Daai ouens gooi 'n jazzfees soos jy nie kan glo nie. Hoekom? Ons het hom. Ons het hom gekry. Net nooit rekening gehou met die Heilige Gees nie. Hy het daar opgedaag om die sleutels van die koninkryk, want Adam en Eva vir hom gegee deur 'n appel te vreet, het hulle gaan haal. Want hy kom gee dit vir die kerk. Let net op, daar kom die oorwinning. Toe hulle weer sien, toe staan hy op in die doodheid. So derhalwe, in Christus se sterwe, ek wil dit weer vir jou sê, in sy sterwe, het hy gedeel met die Adamiese houvas in ons lewens, om ons eie prentjies te leef. En hy het die vloek van die wet gebreek. Het julle by my? Ons sal een of ander stadium sal ons begin praat daaroor en weer na mekaar kyk, maar ek wil hê met 'n baie mooi studie gemaak van Jesaja 53. Maar wat gebeur? Jesus hang aan die kruis. Okay. Nou hang hy. Daar is die bloed het gevloei. Dis crucial.
Maar wat het gebeur? Alles wat Satan by ons gesteel het, dis 8 aspekte. Ons gaan dit in absolute detail doen. Daar's 8 aspekte wat hy gesteel het Jesus teruggevat. So sy kruisiging het 8 verskillende aspekte. 8 spesifieke faktore wat in ons lewens moet wees, het hy teruggevat. Dis in hom. Dis hoekom ons sê, in hom, dis al wat jy nodig het. So aan die kruis het daar 'n ruiltransaksie plaasgevind van die sterwe, en wat gebeur? Hy het sy bloed gestort. Onthou nou lees ons, deur sy bloed, I have been redeemed. Ek hou van die Engels, want weet jy wat beteken redeemed? Uitgekoop, teruggekoop. So Satan het gekom, hy het ons gekom, kidnap. Hy het al die voorregte wat ons in God sou gehad het hy gevat. En hy het ons in beheer van ons lewens gesit, sodat Jeremia 17 vers 5 oor ons kan heers. Nou gaan lees jy in Jesaja 53, en jy gaan sien hoe al daai goed oorgekom het in die liggaam op Christus. In sy liggaam is dit opgeneem soos 'n spons. Al die sonde, die vloek op die aarde, elke ding wat daar gebeur het. Met ander woorde, hy het sonde vir ons geword, en gevolglik die nadeel wat uitgespreek is deur God die Vader in die Israelitiese verbond op hom geneem. Okay. Hoe weet jy dit? Wel, Jesaja 53 sê dit, maar kom ons kyk net 'n bietjie hierna. Op die 6de uur het dit donker geword. Wanneer was dit? 12 uur die middag. So 12 uur in die middag, wanneer die son op sy hoogtepunt is, word dit donker. Dis vreemd. Dit bly donker vir 3 ure. Hoe laat is dit? 3 in die middag. Gaan kyk 'n bietjie. Dit is toe al die Jode in die tempel sit. Hoekom? Want hulle het toe begin om oor die volgende tydperk gaan hulle die Pasga hou. Let op, die Pasga. Waar is Jesus? Hy hang aan die kruis. Interessant, hè? 3 uur die middag, almal in die tempel. Wat sien hulle? Hier bars die klippe. Hier stap oom Jannie en tant Sari in wat ons verlede jaar begrawe het. Hallo? En die voorhangsel skeur. Want die voorhangsel maak dit nou oop wat die vervloeking toegemaak het. En ons het 'n nuwe lewende weg in na die allerheiligste toe. Wanneer laas was jy daar? Nee, my kerk glo nie daar nie. Okay. Wil net vra, nou kom ons in daardie posisie in. Weet julle wat? Ons verstaan nie die enormiteit wat daar plaasgevind het nie. Ons kan nie verstaan hoe ons losgekoop het nie. Hy het ons die volle, wat ons noem salvation bewerkstellig. Staan vir 'n oomblik en kyk na Golgotha en besef hoe lief is God vir jou. Hoef jy te dink aan enige ander goed nie, hoef jy te dink aan sukses nie, hoef te dink aan enigiets anders nie. Hy laat sy seun slag as die lam, sodat hy toegelaat kan word om jou lief te hê. Hoor mooi, met die vloei van sy bloed is my sonde vergewe. Dit beteken met ander woorde, almal se sonde is vergewe. Glad nie. Glad nie. Onthou, daar sluit daardie verbond tussen God die Vader en sy seun wat aan die kruis hang, want hy bring daai offer. Nou is daar's nou 'n verbond waardeur ek moet toetree. Klink dit nie vir jou bekend wat ons net nou gehanteer het nie? Hoe tree ons toe tot daardie verbond? Deur geloof.
So geloof het in die plek van die besnydenis gekom. Nee, nie hierdie doop nie. Jy kan ook nie, ek kan nie verstaan, waar kry ons dit nie? Nou het ons volkome redding bewerkstellig. En ons het baie mooi ding daarin in die werking van geloof, en ons gaan deeglik daarna kyk. Julle moet besef wat hier gebeur. En ek oorweeg dit ernstig om eintlik 'n kort video daar te maak. Kan nou nie vanoggend nie, maar hoor net hier. So God die Vader wil al die seëninge wat hy vir my beskoor het op aarde gee. Maar ek moet dit nakom. Voor die kruisiging staan daar 'n verbond, jy moet dit doen en dit doen en dit. As jy dit doen, dan skuif dit. Nou kry hy sy seun om dit te vervul. Dit skuif oor na sy seun toe. Nou moet die seun dit vir my gee. Jy sal sien in die skrif, sê dit uitdruklik. Jesus staan en die Heilige Gees vat wat Jesus verkry het en hy dra dit oor na ons toe. En dit wat daar gebeur is geloof. En geloof se element onderwerp jou aan die seun. Nou kom ons en sê, okay, nou is alles daar, alles is in plek. Ek het toegang tot die tabernakel. Nou hoor wat gebeur. Ons moet ingaan. Ons moet ingaan na die allerheiligste toe. Wat doen ons? Ons sit buite. Dominee gaan in. Dominee is die een wat luister na die gemeente. Krelse, waarvan praat jy? Waarom sê, nee, dit is so. Dit is so. Dit was 'n baie groot gemeente, Afrikaanse gemeente, hier in Pretoria, wat my uitgenooi het, om vir hulle te kom vertel oor die Heilige Gees. Dit was al 'n paar jaar terug. En ek het toe gegaan, en die vrou wat het radikaal tot redding gekom, en wat in hierdie kerk was, en sy het toe vir my gesê, ek moet asseblief hulle omgiegroep, dit is hierdie omgiegroepies wat ons kry, kom toespreek. Ok, ek het toe daar gesit, en ek het hulle toe begin leer. En die omgiegroepie het gegroei, want ander omgiegroepies het daarvan gehoor. En hulle het gesien hoe begin hierdie mense groei, en nou kom hulle al meer en meer, en al meer en meer. En toe een donderdag aand, toe ek daar IJsland, toe is daar 3. Toe sê ek, liewe ouers, wat het nou gebeur? Waar? Net julle 3. Ja, ons het maar gedink ons moet die omgiegroepie nou toemaak. Ek sê, hoekom? Sy sê, nee, dominee het Sondag gepreek. En dominee het gesê, die ampt van die predikant is daarom van God te hoor, sodat hy dit aan die gemeente kan oordra. Die gemeente is nie in 'n posisie om vir hulle self te hoor. Ek lieg nie vir julle nie. Weet julle wat? Dit is die einde van die omgiegroep. En dan gaan ons. Ek kom nou vir jou en ek sê vir jou, jy het toegang tot die allerheiligste. Want jy is 'n priester van God. En ek wil by jou weet, kind van God. Geniet jy daai voorreg? Gaan staan jy voor God die Vader en hou met hom gemeenskap in die allerheiligste, terwyl Satan na jou staan en kyk en jaloers wees? Of is dit maar net iets in die Bybel wat dominee vir jou sê wat jy nie kan gebruik? Weet jy wat? Almal is so besorgd. Waar gaan jy heen? Ek gaan hemel toe. Regtig? Jy moet vir my die Bybel wys, waar staan dit? Nee, jy gaan die ewige lewe beerwe. Weet jy wat beteken die ewige lewe? Die ewige lewe beteken om God te ken. Dis wat dit beteken. Daar staan nêrens dat jy hemel toe gaan nie. Ons is hier om die voorwerp te wees. Nou, hier is een van die belangrikste goed wat ek julle wil leer. Dit is regtig baie belangrik, en ek gaan nie tyd hê om dit terug te verwys na die Afrikaans en dan na die Engels toe, glad nie. Een ding wat my geweldig gepla het, was redding, salvation. Van die een het ek besef, wel, ek het net gesit en gesien, maar ergens verspreek die skrif, want daar's 'n redding,
Dis 'n gawe, dis 'n gawe wat ek ontvang sonder dat ek enige iets doen. Maar dan vind ek uit, daar's iets anders. Nou, om die geweldige sielswroeging waardeur ek gegaan het vir julle te verduidelik, kom ons los dit daar. Weet jy wat is die antwoord? Daar's 2 reddings. Waarvan praat jy nou? Die een redding is die redding van jou gees. 'n eenmalige gebeurtenis in jou lewe wat 'n gawe van God is deur die bloed van Christus. Dis wanneer ek toetree tot die verbond. Die tweede redding is die redding van my siel, the salvation of my soul. Kom ons kyk. Ek gaan vir julle lees uit die Engels uit. Nou baie jammer, maar bly net by my. Ek wil nie heen en weer spring oor dit nie. OK, die eerste skrifgedeelte is Efesiërs 2. Dis die sleutelskrif vir my. In Efesiërs 2 vers 8, ek het nou nie al die goed uitgehaal en neergeskryf nie, sodat ons saam kan opsoek, want ek verwag dat jy die Bybel gaan haal, sodat ons daarna kyk. For it is by free grace. En daar ons het al gepraat oor genade. That you are saved, delivered from judgment and made partakers of Christ's salvation. Hoor mooi, it is by free grace. Nee, swaar, ek moet nou eers gaan werk, ek moet nou dit doen, ek moet werk en ek moet werk in die bazaar. Nee, luister hier, it's by free grace. Partakers of Christ's salvation through faith. Ek sê dit al vanmorgen hoor. Through faith. And this salvation is not of yourself. It is not of your doing. But it's a gift of God. Hoor mooi? Luister na die skrif. Lees hom met vrees en beëling. Blaai net 'n bietjie verder. Flippie toe. Kyk na Filippense 2 vers 12. Therefore, my dear ones, as you have always obeyed in my presence, but much more I am absent, hoor mooi, work out. Jy, work out, cultivate, carry on, to the goal, your own salvation, with fear and trembling. Dit bots dan met mekaar. Want die tweede salvation is the salvation of your soul. Wat is the salvation of your soul? Al die belewennisse en al die goed wat in ons lewe kom en alles wat in ons lewe invoeg en wat ons beleef en al die kritiek in ons lewe en al die veroordeling en al die liefdeloosheid vorm verharding binne in ons sielsvlak. En die Bybel leer ons dis die verharding van jou hart. Die verharding van jou hart beteken nie, nou gaan jy hel toe nie. Dis nie die opjekie van nie. Die verharding van jou hart beteken, daar is 'n verwydering tussen my en die Heilige Gees. Waar staan dit? Efesiërs 4. Kom ons gaan terug na Efesiërs 4 toe, en dan in vers 30, nou moet jy mooi kyk. As jy nou Efesiërs 4 lees met sorg en aandag, dan gaan jy sien, al die goed wat hy daar uitstip, en al die goed waaroor hy praat, en dan kom hy in vers 30, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed. Mooi, né? Deur wie julle verseël is, for the day of redemption. Nou gaan jy 'n bietjie daar uitval, want jy sê, ons is nou dit klaar gedoen en wat, nee. Hierdie redemption is die finale wederkoms van Christus. Maar kom ons los dit net daar. Maar hoor julle wat ek sê? OK. Krause, hoe doen ek dit? Jy neem elke gedagte gevange tot die gehoorsaamheid van Christus. Is dit nie fenomenaal? Kom ons kyk dan nog. Nou, hierdie gedeelte word hanteer, en ek wil hê julle moet dit mooi volg, in Korintiërs. Laat ek net die teks kry, bly by my. Nee, dis in 2 Korintiërs. Ons ken dit baie goed, en ons sal baie daarna verwys. Goed, kom ons kyk. Hier kom ons.
Paulus praat, en hy verduidelik, I'll teach you and come you that you may know as I intend towards those few who suspected. Nou kom hy en sê, for though we walk in the flesh, met ander woorde, alhoewel ons 'n lewenswandel in die vlees het, want ek het 'n liggaam. My gees is in my liggaam, my siel is in my liggaam, is in my liggaam. Ek wandel volgens, we are not carrying on our warfare according to the flesh. Want wat sê hy? Nou hoor mooi. For the weapons of our warfare are not physical, but they are mighty before God in the spirit. Refute arguments and theories and reasonings. Jy weet daai goed wat ons die hele tyd so met mekaar stry. And every proud word, and we lead every thought and purpose away captive into the obedience of Christ, being readiness to punish disobedience when your own submission and obedience is fulfilled. Hoor mooi. Ons moet ons gedagtegang beheer. Wat is die beeld wat ek hier het? Met ander woorde, dis 'n stronghold. Dis 'n stronghold wat ons bou. Nou ek weet nie wat die Afrikaans daarvoor nie. Maar as ek nou 'n snaakse Afrikaanse woord uithaal, dan verstaan ons nie, wat is dit? Dis 'n stronghold wat gebou word against the knowledge of God. Stop. Knowledge of God. Is dit die kennis wat ek het? Is dit al die geleerdheid wat ek het? Is dit die doktersgraad in teologie? Glad nie. Knowledge of God verwys na die woord ginosko. Wat beteken die intimiteit tussen 'n man en vrou? Nou beteken dit iets anders. Wanneer ek al hierdie goed in my koppie bereken, bou ek 'n stronghold bo-oor teen intimiteit met God. Met ander woorde, ek kan nie intimiteit met God hê as ek hierdie goed bou in my siel nie. Kan nie. Kan jy nou vertel wat jy daar sit? Ons vloek die bure uit hulle skoene uit. Nou gaan die Here my sondig. Kraus, wat gaan gebeur? As 'n kar my nou raak, is ek dood. Nee. As 'n kar jou raak, gaan nie help nie. Maar weet jy wat, jy gaan huil in die hemel. Waarom? Want jy gaan agterkom wat het jy gemis. God die Vader het vir ons 'n erfenis weggelê. Nou sê ons, wag, jy moet net vasbyt tot met die wederkoms, dan het ons die erfenis. Nee! Hy het dit vir jou bestem op aarde. En deur geloof moet ons daarin wandel. Maar niemand het julle geleer hoe om te deel met geloof nie. Niemand het julle geleer om sorg te dra dat jy deel met die siel nie. Want ons het alles gewentel om, ek wil hemel toe gaan. Vergeet dit, man. Ek is hier geplaas. Ek is hier gesit om die hart van die Vader altyd toe te bring. Hallo? Waarom? Want dit waarvoor hy ons geroep het. Nou kom ek nie julle toe en ek sê, luister mooi. Jy is hier geplaas om jou boek te lewe, sodat jy die rol wat jy op aarde moet vervul, kan vervul. Sodat Jesus Christus en God die Vader daardeur verheerlik word. Dat mense kan sien, weet jy wat? God leef. Maar ons kan dit nie doen nie, want ons het te veel skanse op ons. En een van die grootste skanse in ons lewens is die dag toe jy tot redding gekom het. Het niemand vir jou vertel dat daar 'n proses oor is vir die redding van jou siel nie. En die redding van jou siel het niks met jou saligheid te doen om hemel toe te gaan nie, dit het alles te doen met jou intimiteit en verhouding met die Heilige Gees. Weet jy wat? As ek so vinnig uitwerk, het my 31 jaar gevat om daar te kom. Aanvaar. Dit is waar dit gaan. Dit is waar die Heilige Gees kom
en wat op die Vader se hart is, op die aarde uitstort. Ek bid die Vader dat hy vir julle openbaring en duidelikheid sal gee, sodat julle met begeerte kan uitsien na die volgende keer wat ons by mekaar kom, want dan gaan ek vir julle vertel hoe. Hoe kom ons daar uit? Hoe kom ons by hierdie verbond uit? Hoe sny ons hierdie verbond? Want in my lewe en in my verwysings, jy weet, ek dink dis 'n spesiale gebed. Nou is dit wat jy nou sê wat dit maak? Nee. Dit gaan oor die werking van die Heilige Gees, wat die absolute oortuiging in jou hart bring. En jou kry by die plek, dat Jesus vir jou 'n realiteit word. Sy liefde, sy sorgsaamheid, sodat jy by hom kan sit, en die hartstog van sy hart kan vervul. Ek kan nou sê, Amen.